Seun van God, doen dit nog 'n keer. O, Jesus, doen dit weer. O, Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ons groet u elkeen weer in die wonderlike naam van Jesus Christus, waar ons saam met 'n medeboetie, 'n sussie, 'n tannie en 'n oom kuier en waar ons vir u kan vertel wat die Here vir hulle elkeen gedoen het. In hulle lewe baie vandag is ons weer hier by Sensit Resthaven, by die ouete huis, en ons het 'n ander tannie wat vir ons saam met ons gaan kuier. En dit is my so groot voorreg om saam met die ou mensies, wat ons moeders is en was en werklik soveel gedoen het vir hulle kinders en vir hulle mans en vir hulle families, en dan kom hulle op hierdie ou dag en hulle is hier alleen, en ek wil weer eens vir u vra daar buite, wanneer u 'n familielid het, al is dit nie jou ma nie, als jou tannie, of al is dit nie eens 'n familie van jou nie, tog is ons een in familie in Jesus Christus. Gaan maak 'n reëling by 'n ouete huis, gaan besoek van die ou mensies, jy gaan net 'n beter mens daar buite uitstap. So vandag wil ek vir u sê, baie dankie vir die saamkuier. Ek wil gou net ietsie in Engels vir julle voorlees, voor ons met tannie, die tannie het 'n baie seldsame naam vir my, Marlene. Is my eerste keer dat ek daai naam te doen kry, so jy my maar vergewe as my tong knoop met daai naam vandag, maar ek wil net gou vir iets die voorlees, net weer vir interessantheid, wat dis in Engels, en my maar vergewe my Engels. Hulle sê die volgende: You arrived naked, you will pass out naked. You arrived without goods or money, you will also leave without goods or money. Your first bath, someone has washed you. Your last bath, someone will wash you. This is life. So why so much malice? Why so much envy? Why so much hate? Why so much resentment? Why so much selflessness? Be good to each other. Do the right things. We have limited time on earth. Do not waste it on useless things. En daarom wil ek vir u sê vandag, kom ons doen werklik net goed teenoor mekaar. Ja, die lewe wat ons in vandag lewe, ons lewe in die laaste tyd, daar is nie eers meer 'n verskoning daaroor wat enige iemand vir jou kan vertel nie. God se woord bevestig vir ons waarin ons lewe, wat gebeur om ons, met ons. So dit is so belangrik om nou net die Here te vertrou, net aan te hou bid, en net 'n verhouding met die Here te hê soos nog nooit van tevore nie. Tannie Merlin, baie dankie, Marlene, moet dit onthou. Baie dankie vir die saamkuier. En tannie het 'n maklike van Koekemoer. Ons weet dan amper, dis baie maklik om sê tannie Koekemoer. Ja. Marlene. Tannie, vertel my gou, waar kom tannie vandaan? Waar is tannie gebore? Ek is in Middelburg, Kaap gebore. En ek het in Bloemfontein skool gegaan. En toe vertrek ons Springbok toe na Makoland Springbok. Toe ek daar verder skool gegaan tot matriek. Ek is daar uit matriek, ek is daar werksaam geweest. Ek wou eers gaan verpleeg het, maar toe sien ek, dit gaan nie werk nie. Toe kom ek terug, toe gaan werk ek by 'n klerewinkel. En daar het in die kantore, daar het ek my opgebou, aangegaan. En ek is daar getroud en toe daarvandaan of is ons Port Nolloth toe. Daar in 'n meubelwinkel het ons gewerk, tot my man oorlede is. En toe ek Pretoria toe na my suster toe. En daarvandaan, was ek Brakpan toe Oudtshoorn toe, en toe Strand toe. Wauw. Enige kinders dan nie meer? Ek het net een seun. Ja. En waar is hy? Hy is op die oomblik, hy is getroud, hy is in Taiwan. Hy gee onderwys in Taiwan. Wauw, ja. daar is nogal baie. Baie. Nou, ja. hoe, wanneer dan julle praat gereeld op die foon? Ja, maar ons het kontak oor foon, maar ek het hulle 4 jaar laas gesien. Maar hy het gesê, hulle gaan probeer om die jaar af deur te kom.
En tannie sê, tannie se suster is nog in Pretoria. Nee, sy is nou in Zanin. Is sy nou in Zanin? Ja. Is dit die enigste familielid? Nee, ek het nog my een suster is oorlede en ek het nog 'n suster en 'n broer. Wat? So tannie het redelik families en waar is hulle in die land? My broer is in Pretoria en my ander suster is daar in Veldrif. So tannie hulle is eintlik gebore Kaapenaars. Ja. En toe in Namakwaland Namakwaland. was dit het tannie nie die hoe sê hulle dialek aangeleer daar nie. Namakwalanders praat mos 'n ander Ek manier. praat mos anders. Almal tot nou toe hulle sê ek praat anders. Ek het 'n snaakse spraak, maar ek het dit nie afgeleer nie. As tannie nou vir my kan sê, wat is daar in Namakwaland wat hulle iets anders noem as wat ons gewoonweg hier normaalweg noem? Is daar iets wat tannie vir my kan onthou? Of soos wat sal ek nou sê Enigiets wat tannie kan dink, want ek weet hulle het gesegdes vir goed. Ek weet as ek nou byvoorbeeld hier in die Kaap sê baie van die breinmense hulle kort dit nie. Hulle sê wat sê hulle? Hulle het 'n ander manier hoe hulle dit sê. En hulle noem ook sekere goed anderster as wat ons gewoond is, want ek kom van Transvaal af. Okay. Van die ou Transvaal. So ons is gewoond om sulke goed soos byvoorbeeld 'n koeksuster daar en 'n koesuster hier is twee verskillende goed. Jy kry glad nie 'n koesuster te koop in 'n winkel daar wat ek van weet in Transvaal nie. Maar hier is dit algemeen. Nou sê gou vir my tannie, wanneer het tannie in tannie se lewe werklik 'n pad met die Here begin stap? ek sal sê toe ek was altyd geloof dit gedurig, ons het kerk toe gegaan. Ek het altyd my seun omdat hy alleen skool gegaan, alleen in die huis was, het ek hom toe hy klein was. Daar was miskien so iets soos 'n plek vir kinders nie. Ek het hom altyd sonndagskool. Die eerste was sy sonndagskool. Hy het elke sonndagskool toe gegaan toe hy so klein was. En ek het die Here toe al geweet wie die Here is. En het tannie al die jare nog die Here verhouding met die Here? Ja, ek sê dan was tye wat dit mos nie goed gegaan het nie, wat ek ook maar, hoe sal ek sê, nie Bietjie afgedwaal het. Dis reg. Ja. Maar my grootste wat ek hom eintlik aangeneem het, was toe ek in Brakpan gekom het. Ja. Ek was by my suster in Pretoria ook gebly. Daar het ek ook gereeld kerk toe gegaan, maar ek het hom persoonlik aangeneem toe ek in Brakpan was. By wie? Wie het tannie? Ek het alleen gebly daar in 'n so huisie, Ja. sal ek maar sê. Maar waar het tannie tot bekering tot geheel en al daar in Brakpan Ja. oorgegee? By 'n kerk? Ja, by 'n NG Kerk. Ek is NG Kerk. Is dit het tannie daar oorgegee Ja. en finaal besluit, luister, hierdie keer begin ek nou die Here 'n pad stap. Weet jy nie wat vir my belangrik in ons almal, ons is mens. Ons struikel en ons val. Dis reg, En dis hoekom dit ek is sê. so belangrik om en dit is 'n feit. Daar is hulle sê mos is 'n feit soos 'n koei of dit staan soos 'n paal bo water. Dat God laat nooit sy hand uit ons hand uitgaan nie. Nee. Is ons wat ons hand los. Is ons wat ons hand uit sy hand uithaal. Hy's altyd daar. Ek wil amper sê as jy jou oë toemaak, sien jy God die Vader wat so staan. En sê, hy kom my sê, kind. kom, ek is hier vir jou. Ek wil vir Tannie vra, Tannie het nou net die een seun, hulle is daar in Taiwan. Kinders? Het hy kinders? Hy het 3 kinders. 3 kinders Ja. daar in Taiwan. Dis Is hulle saam met hulle daar? Ja. So hulle Hy en word sy groot vrou- daar. Ja, hy en sy vrou en sy 3 kinders is daar so. Sure. Hulle praat nou al 3 tale daar.
Ja, daar's mos Chinees, wat is die ander een? Nee, hulle praat net Chinees, Engels en nou in die huis leer hulle Afrikaans. Wow. Okay, Ja, want hulle het nie in skool Afrikaans nie. nee, ek sal dit verstaan. Nou wat se vakke gee jy daar? Engels, want ek Ek weet gee vir die kleintjies. Engels. Ja, hulle doen alles in Engels. Hy kan nie hy kan seker Chinees praat, maar nie veel nie. Maar sy hoofvak is maar hy leer hulle in Engels. En die skoondogter, sy vrou? Sy gee ook onderwys, maar sy albei. kan Mandarijn praat. Sy het hier in Stellenbosch het sy haar graad te goed gekry vir Mandarijn en toe sy terug Okay, daai. so dit help haar baie. Dis So sy kan vir hom 'n tolk wees daai sy kind. doen 'n tolk enige Och, tyd. dis my ander taal daai. Ja. Dan sê net gou vir my ander ding. Beplan hulle om nou een of ander tyd te kom kuier? Ja, hulle plans, maar ek weet nie wanneer nie. Kyk, hulle vakansies is in Augustus maand, begin Augustus. So as die Here wil en dit gaan goed, dan plan hulle om die kant toe te kom, om te kom kuier. Sê 'n ander ding wat ek met Tannie wil hoor is hoe lank terug is hy oorlede? Baie jare. Hy was 52 toe hy oorlede is. So baie jong ouderdom. Ja, baie. Aan wat is dit? Hartversaking. En toe die seun Tannie het nou nie een kind. Hoe oud was hy toe? Hy was toe al net begin onderwys gee. So hy was toe al in skool. Hy het in Wellington het hy sy graad gekry en toe sy Oudtshoorn toe het hy daar onderwys gegee tot hy daai kant toe is. Was Tannie se man se dood 'n skielike afsterwe of was hy sieklik? Ja, hy was nie eintlik gesond nie, maar dit was so maar swaar gekry en toe hy. En dan nou 'n ander ding, was dit het hy in sy slaap is hy oorlede of is hy in die hospitaal oorlede? Nee, hy is op pad hospitaal toe oorlede. So hy is aan sy hart toe oorlede. Ja. Marilyn, sê gou vir my dan nou 'n ander ding. Hoe lank is Tannie nou hier by Sensit? Hierso is ek dink ek gaan nou vir 5 maande. So want ek wou sê dit Tannie is ook 'n nuwe gesig. Die bietjie wat ek van ouer huise weet, moet ek sê hier's werklik vir my wat ek al vorige kere gedeel het. Die personeel is verskriklik liefdevol teenoor die mense. Baie liefde. Jy sien nou hier en daar maar goedjies wat opspring op sosiale media van waar ou mensies regtig nie mooi behandel is nie, maar ek moet vir Tannie sê al die kere wat ons hier kom besoek het, met die mensies gedeel het ons net positiewe goed gehoor. Dit is so. Ek sou sê vandat ek hier gekom het, ek sou sê Letitia is 'n vrou wat saam met ons gebly het daar in die strand in. Sy het eers hier gekom en ons het daar hier gekom besoek. En toe ek terug met my probleme met my rug begin kry het. Ek mag mos nie sonder die karretjie loop of wat nie. Toe vra my sien hulle vir my hier toe sê ek ja. Ek is bereid om hier na toe te kom want ek sien dis baie netjies en die mense is vriendelik en ek is gelukkig hierso op die oomblik. Ek moet vir Tannie sê volgens my as ek nou kyk na die kostes van baie ander en Sensit is maar ook baie afhanklik van donasies en van ondersteuning. Want die regering het baie kostes gesny aan om vir die ouer huise te help. In baie ouer huise is daar nou mense wat finansiëel baie goed af is en hulle kan dit bekostig. Ja. Hierdie enetjie het baie nodig om werklik ondersteuning te Dis kry. reg. En die mensies, ek glo die mense probeer hul bes, maar ek wil vandag weer vir u sê, as jy ooit Kaap toe kom en jy kom vakansie hou hier in die strandomgewing, moenie huiwer om bietjie hier te kom besoek by Sensit ouer huis hier in die strand nie en te kom kyk hoe lyk dit hier nie. Dit is altyd lekker om met die personeel te kom gesels, te kom kyk hoe word die ou mense hier behandel en
En nie later, jy weet nooit, dan is jy miskien 'n plek vir jou vader of jou moeder om hier te kan kom bly op die einde van die dag. Hulle is altyd vol, soos ons almal weet, is nie maklik nie. Maar ek wil vir u sê, as jy 'n kansie kry, kom kuier vir hulle, kom besoek hulle. En dit sal net 'n voorreg wees om vir hulle iets te kan doen. Tannie, terug na Tannie toe. As Tannie se lewe sou oor hê, sou Tannie weer alles presies doen soos Tannie sou gedoen het, of sou Tannie iets verander het in Tannie se lewe? Op die oomblik as ek daaraan dink, mens doen maar goed verkeerd, wat jy nie wou gedoen het nie, jy spyt daarna dat jy dit gedoen het, maar op die oomblik is ek tevrede, en wat gebeur het en hoe jy jou lewe gehad het en wat jy gedoen het, dis verby, jy kan dit nie terugkry, verander nie. So, Ja, Paulus sê in sy woord, hy sê, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. So, ons almal doen dit. ja, Dit is net, is elke dag wat jy met die Here moet vra, Here, vergewe my. En help my vir die dag om vorentoe te gaan. Ja, en dit is belangrik dat jy daai verhouding met die Here moet hê. Dis, Tannie het nou aan die begin vir my gesê, Tannie wou eintlik verpleging toe gaan. En toe sien Tannie dit werk nie. Nou, dit is interessant, daai gedeelte, want dit kom nou so by my terug. Verpleging is 'n goeie werk. is nie net 'n goeie werk nie. Dis 'n gawe. Dit Jy moet is- geroepe wees om dit te kan doen, want nie elke persoon kan dit doen nie. Ek sal nooit vergeet nie, in 2004 was ek en my vrou in 'n baie lelike kop-en-kop botsing. En ek was 'n maand in die ICU en 'n maand in die mediese saal. En op 'n stadium het die verpleegsters gesê nee, hulle sal my eerder kom help om te was, want ek help hulle. En dan is daar van die ander pasiënte wat nee, hulle wil help nie, hulle wil nie hom was nie. So dit was vir my altyd interessant, hoe behandel jy daai mense? En ek het op vorige kere waar ons nou ander mense se getuienisse geluister het, ons gee daai mense te min erkenning vir wat hulle werklik doen. Dis nie maklik nie, veral as ons kyk in heiliglik in ons land, hoe die staatshospitale lyk. Baie mense moet verstaan, die personeel is, die hoeveelheid personeel teenoor die hoeveelheid pasiënte is net nie gebalanseerd nie. Daar's te veel pasiënte vir te min personeel en hulle kan nie by almal uitkom nie en dis hoekom dit so gaan. So ons moet bly bid. En ons herde van ons gemeente, Pastoor Clemens, het so mooi boodskap Sondag gebring en die uiteinde van daai boodskap is nie net dat ons moet aanhou bid nie, maar dat ons verander sal bid voordat ons vir onsself sal bid. So dat ons eerder aan ander dink voordat ons aan onsself dink. Dink aan ander wat dit baie moeiliker het as jy. Dink aan ander wat dit baie moeiliker gehaat het as jy. Baie soos Tannie sê, Tannie se man is op 'n vroeë ouderdom van 52 oorlede. Dit is die Here se plan gewees vir hom, dat hy op daai stadium is. Ek praat nie van selfmoord en daai dinge nie. Maar die Here het ons nie net geroep by ons naam volgens sy woord nie. Hy het vir ons, ek noem dit altyd 'n padkaart geteken. En elkeen van ons sal daai padkaart gaan. Ons gaan, ons elkeen se Christelike verhouding met God is soos berge en dale. En dit is woord. Ander kere is jy daar onder in die vallei, ander keer is jy daar bo op die punt van die berg. En dit is hoe ons geestelike lewe is. Maar hoe meer ons met die Here 'n verhouding het, hoe sterker raak ons, hoe meer, kan ek sê, as jy na 'n grafiek kyk, loop daai grafiek nie op en af nie. Hy begin al hoe meer gelyk te loop. En dit is die boodskap wat ek glo, ek nie net vir Tannie wil gee nie, maar ook vir die kykers daar buite. En dit is dat jou verhouding met God moet jy al hoe meer en al hoe meer en al hoe dieper delf in die woord van God. En jy gaan net sterker daaruit kom. Die kleinkinders, ek wil Tannie nou so 'n vraag vra. Tannie het hulle 4 jaar laas gesien. Hoe oud is hulle? Die een is 9, die ander een is
6 en die ander een 4. So die enetjie van 4 het Tannie nog nooit eers gesien nie. Nee, ek het nog nie gesien nie. Net op die foon. Ja, ja. Maar nog nie persoonlik. Sure. Nou, praat kleinkinders met Tannie op video call? Hulle sal met my praat, dan is ek is Amelien vir hulle. Ja. Hulle al drie sê vir my Amelien en hulle ken my seun en sy vrou. Die sorg dat hulle met my kontak hê. Prys die Here. Dit is beautiful. Sê gou vir my ander ding Tannie en Tannie se skoondogter se ouers, lewe hulle nog? Ja, al twee lewe. Sien jy? Ek so hartseer as ek van hulle praat. Janie se moeder is nou daar by hulle vir 'n maand lank. Hulle twee en haar pa bly in Mamasbury. Nee, in Mariesburg. En hy is weer getroud en hulle was nou Desember maand daai kant. Ja. Tannie, maar ek wil vir Tannie baie dankie sê. Dankie vir die saamkuier en onthou net altyd. God sê in sy woord, hy is Tannie se man. Hy is daar vir Tannie. Hy sê dit vir die wees en die weduwee. Baie dankie. En Tannie, vertrou net op hom. Glo net in hom. Soos dit is so belangrik dat ons nie sal ophou om die Here te vertrou in alles wat ons lewe nie. En ek wil vir die jong mense daar buite sê, moenie dink jy's nog te jonk dat daar nie iets met jou kan gebeur nie. Jong mense, kry jou lewe agter mekaar, los hierdie dinge van die wêreld en begin die Here te volg. Gee vir jouself oor aan die Here Jesus Christus. Jy sal ontdek, daar is niks so lekker so as om 'n verhouding met die Here te hê nie. En ek gaan nou groet en ek wil vir Tannie sê baie dankie vir die saamkuier. Groot plesier, het is bly ek was hier en Dis 'n die Here voorreg. sien vir julle ook. Ag, baie En dankie. ek is Tannie. baie bly. Nee, ons is dankbaar. Dit is vir ons 'n voorreg om dit te kan doen. Ons kry geen erkenning nie. Ons gee vir God al die erkenning. Al die erkenning. Dis hy wat dit. Ek gaan nou die kykers daar buite groet en vir u sê baie dankie vir die saamkuier. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre net weer kan erken dat u ons Papa God is. Dat u, Here, ons begin en ons einde is. Ons Alfa en ons Omega is, Here. Dat u die groot ek is. Here, ons kom net vanmôre weer eens en ons sê, Here, ons bely dat ons afhanklik van u is, Here. Here, ek bid vir elke een wat ons 'n opname mee gemaak het, dat u hulle sal seën, dat u hulle sal toevou, Here, dat u hulle deur die Gees so sal laat ervaar, dat u hulle vashou in die naam van Jesus Christus. Here, ons bid ook vir hulle gesinne, hulle families, vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders, Here, dat u, Here, vir hulle elkeen daar sal wees. En ek bid ook, Here, vir ons kykers daar buite. Here, seën hulle, berei die paaie vir hulle voor, Here. Here, breek daai grendels, Here. Breek daai boeye, Here, daai kettinge wat hulle vashou, Here. Bid ons dat u dit nou sal breek in Jesus naam. Here, ons breek dat u ons bid dat u genesende hand oor elke een sal beweeg, Here, waar daar genesing sal moet plaasvind. Here, u het reeds die prys betaal. Here, u sê in u woord, Here, elke druppel bloed het reeds die prys betaal vir genesing. Dit is nie daar in die woord wat sê, miskien nie, jy sal genesing ontvang in die naam van Jesus Christus. Here, in ons eer en ons loof en ons prys u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, seun van God.